Hemelse Vader, ons dankie o Here dat ons in hierdie oomblikke hier kan bymekaar wees. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie Here dat U in ons harte dit gewerk het, daardie begeerte om hier te wees en die klank van U woord in ons ore te hoor. O Here, terwyl ons dan nou ook vanmiddag bietjie gaan praat oor die tema van die kinders, is dit ons voorreg om nou ook vir hulle stil te raak in gebed. Vir baie het die eksamen sopas begin, vir ander is dit die laaste week van die eksamen. O Here, ons wil bid dat U ook hierdie week vir hulle sal dra en sal lei en vir hulle sal bring en vir hulle sal toerus met die kennis wat hulle nodig het om ook suksesvol hierin te wees. Here, in hierdie oomblikke kan ons maar net vra dat U ons sal beskerm hier waar ons bymekaar is, U hand van genade oor ons sal hou en dat U ook deur U Heilige Gees die naprediker in ons harte sal wees en U verheerlik sal word. Amen. Nou om die woord oop te maak by Lukas hoofstuk 18. Ons gaan daar net so 'n paar versies saam lees. Lukas hoofstuk 18. Al van vers 15 af tot en met vers 17. Ek gaan vir u voor. Lukas hoofstuk 18 van vers 15 af. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Net tot daar. Ons voorlesing, ons teks van oordeenking vind ons daar in vers 16. Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Tema vanmiddag baie eenvoudig. Jesus roep die kindertjies. Daai ou koortjie wat ons in die sonnaarskool gesing het, Jesus roep die kindertjies, né? By julle hom. Daar sê. Nou in hierdie gedeelte is besonder dat die mense die klein kindertjies na Jesus toe gebring het. Kleintjies, babatjies. En kan 'n mens wonder hoekom hulle die kleintjies na die Here toe gebring het? Sou tog nie kon verstaan as die Here gepraat het nie, maar hulle begeerte was dat Jesus hierdie kleintjies moet aanraak met daardie vuur wat hy besit het. In hulle opinie, in hulle raamwerk het Jesus, alhoewel baie van hulle nie geglo het dat hy die Messias is nie, het hulle geglo dat as hy hulle kinders aanraak, dan gaan hulle geseën wees en dan gaan hulle, so hulle het nie regtig Jesus gesien as God, baie van hulle nie, maar hulle het geweet dat daar 'n besondere seën op Jesus se aanraking rus en hulle het dit gesien wanneer Jesus mense genees het. En daarom het hulle kindertjies na die Here gebring, sodat die Here hulle kinders op hierdie selfde manier dan nou sou aanraak. En dan hoor mense nou, of jy lees nou, dat die disippels, toe hulle sien dat toe hulle sien dat dit die rede is vir die mense om hulle kinders na die Here toe te bring, toe die disippels hulle verjaag, sê nee, gaan weg. Maar die Here het gesê, laat hulle na my toe kom. Laat die kindertjies na my toe kom. En nou wonder 'n mens, baie keer hoekom het die Here dit dan gesê?
Hy is God, so hy weet dat die ouers se bedoeling was dat hierdie kinders aangeraak moes wees met iets anders. Iets wat, kan ek nou maar sê, seker in 'n mate lasterlik kon gewees het. En maar eintlik wat die Here Jesus hier doen om die kindertjies na hom toe te roep, is om hulle te leer en hulle ouers te leer dat hulle afhanklik moet wees aan die Here. Hulle moet van die Here vir alles vertrou. Hulle moes weet dat die toegang tot die koninkryk deur Jesus Christus en hom alleen was. Jy sien, en dit is wat die Here hulle gee. Dis wat die Here gee vir die kindertjies. Dis wat die Here gee vir die eenvoudiges. Dis wat die Here gee vir die tollenaars en die sondaars. Daardie toegang om die koninkryk van die Here te kan beerwe. Dis met daardie nederiges met wie hy praat. Met die kindertjies. Nou ja, baie gebruik hierdie gedeelte as 'n bewys van die kinderdoop, en ons weet dat Jesus nie gedoop het nie, homself nie, maar daar word, hulle sê dat hierdie die heenwysing is na hierdie seën wat uitgespreek is deur die Here Jesus, en daarom doop ons die kindertjies en al hierdie goed. Maar wat ons moet verstaan vandag is dat dit gaan nie oor 'n doop of dit gaan nie oor dit gaan oor 'n eenvoud van geloof. Nederige geloof in die Here Jesus Christus. Vers 17: Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan. Daardie gedagte. Sien, terwyl die disippels, omdat hulle bedoeling ken, die ouers se bedoeling ken, weier hulle, sê nee, julle kan nie nader kom nie. Julle moenie julle kinders bring nie. Want julle bring hulle vir die verkeerde rede, sê die Here, laat hulle kom. Laat hulle kom. Jy weet, baie keer wanneer ons na die kerk kyk oor die algemeen, dan sien ons dat dit verander het. Kerke het deur die jare groot sonndagskole gehad. En kerke het vol kinders gesit. En kinders is groot gemaak om kerk toe te gaan. En hierdie het verander. Hoeveel kerke het ons al gesien in ons eie dorp, in ons eie land, wat bekend staan as 'n gesinskerk? Soos asof die kerk nie 'n gesinskerk is. Ons noem dit 'n familiekerk. So met ander woorde, kerk, Sondag is nie meer Sondag nie, is nou 'n gesinsdag. Ons gaan nou die gesinne bymekaar bring. En nou wat gebeur is, die kerke sê hulle wil die hele familie betrek. Maar nou kom die ding van ons moet die mense leer om te dien. En hulle wil ons van kleins af leer om te dien. So daarom, jy gaan kleuterkerk toe en jy gaan kinderkerk toe en jy kom grootmenskerk toe. En as hulle nou regtig wil, dan het hulle nog 'n bejaarde kerk ook vir al die bejaardes bymekaar. En dis nou veronderstel om 'n gesinskerk te wees. Hoeveel in my jare, hoeveel ouers het hulle kinders net by die kerk afgelaai? En dan het hulle gery. Baie keer het hulle gaan werk. Ander keer het hulle gaan inkopies doen of gaan golf speel of gaan visvang. Maar die kinders is by die kerk afgelaai. Want die kerk is mos die baba oppasser. Die kerk is die babysitter. 1 Petrus 5:5 lees ons net so, moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dis wat ons moet ons kinders leer, of ons wil ons kinders leer om respek te hê, om nederig te wees, nê? As 'n groot mens inkom, hallo oom, hallo tannie, of wat dit ook al mag wees, jy groet eers, jy is altyd vriendelik. Maar die probleem is,
Ons wil ons kinders hierdie goed leer by die kerk. Hoor jy, as jy by die kerk is, dan moet jy nou stil sit, jy moet nou luister na die dominee praat. En jy moet luister want die dominee weet waarvan hy praat. Maar weet wat die probleem is? Ons stel nie die voorbeeld. Ons wil hê die jongeres moet ons onderdanig wees, maar ons stel self nie die voorbeeld. Ons wil hê hulle moet nederig wees, maar ons self is nie die voorbeeld wat ons moet wees in nederigheid en onderdanigheid, soos die Here dit sê. 1 Petrus 5:5 en wees almal met ootmoed bekleed. Nie wees die jonges met ootmoed bekleed in onderdanigheid nie. Nee, wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dis 'n mooi dis iets moois om van ons kinders te wil hê, dat hulle nederig sal wees. Maar dan moet ons die voorbeeld stel. Die weer die probleem is, mense het vergeet en groot mense het vergeet dat hulle eendag voor die Here gaan staan vir hulle kinders. Die Here het vir die mense wat kinders het, kinders gegee as 'n gawe, as 'n geskenk. Maar mense het vergeet dat daai kinders 'n gawe is van die Here. Daai kinders moet opgevoed word, daai kinders moet versorg word. Daai kinders moet binne 'n morele en 'n geestelike waardesisteem moet hulle leef en hulle moet die wêreld so beleef sodat hulle die Here kan verheerlik eendag wanneer hulle volwasse is. Hulle moet leer om nederig te wees sodat hulle as volwassenes sal nederig wees. En dis die opdrag. Dis die opdrag. Laat die kindertjies na my toe kom, sê die Here. En miskien moet ons vanaand vra, pappa, mamma, waar is julle kinders? Waar is jou kinders vanaand? Wat doen hulle? Waarmee is hulle besig om hulle tyd te verdryf? Sodat ons as ouers, as voogte, as volwassenes ons verantwoordelikheid sal besef. Die belangrikheid van die geestelike opvoeding, die geestelike onderrig wat moet plaasvind. En dat ons voor die Here gaan staan. Ons sien in hierdie gedeelte dat toe die kindertjies na die Here gebring is, het die disippels dit verbied. Vers 15, en toe die disippels dit sien, het hulle bestraf. Met hulle beklei. Hulle het probeer uit die oorspronklike taal daardie betekenis van om hulle te bestraf, hulle het probeer keer dat die kinders nie na die Here toe moes gebring word nie. Hulle wou dit stop. Want terwyl hulle geweet het wat hierdie of hulle die bedoeling van hierdie mense besef en hulle hartsmotiewe raak gesien, kon hulle vir hulle self nie dink wat sou hierdie boodskap van verlossing en redding en genade ooit vir 'n kind, wanneer sal dit vir hierdie klein kindertjies sin maak en wanneer sal hulle dit verstaan nie? Dit sou gemors word, moenie die Here se tyd mors as jy nie kan verstaan nie. Hulle het tog nog nie die verstand gehad om hierdie saak mooi te oorweeg nie. Jy sien, die disippels het dit verbied. Want behalwe vir die voorhand liggende, sou dit eintlik 'n mors van asem gewees het, in hulle opinie. Jy weet, as jy met mense praat en jy sê vir hulle, hoor jy, praat met hulle oor hulle siel en sê, waar gaan julle kerk toe? Nee, ons gaan nie kerk toe nie. Waar is jou kinders? Nee, hulle is maar by die huis of wat ook al. Maar dominee, my kind te jonk, hulle verstaan nie wat jy praat nie. Hulle verstaan nie wat jy sê nie. Dis die verskonings wat voorgehou word. Hulle verstaan nie. Ons vat hulle sonnaarskool toe, of ons vat hulle daarna kerk toe,
daar waar daar 'n kinderkerk is. Want dan word hulle daar besig te hou. Dominee, my kind is te woelig. Ek het dit al so baie gehoor. Ek kan julle stories vertel van woelige kinders en wat 'n plesier dit is eintlik. Hulle is te besig, Dominee. Hulle gaan die mense pla, hulle gaan jou pla. Kom ons maak 'n kinderkerk oop. Vat ons die kinders en ons opberei daar op hulle vlak met hulle. Want ons kinders is mos dom, hulle weet nie om te leer nie. Né? Hulle verstaan nie. Ons moes verstaan, maar ons kinders mag of het nie die vermoë om te verstaan nie. Ons kinders het apparently nie die vermoë om te leer nie. Hulle weet nie. Nou, ons praat so van besige kinders. As dit so is dit hierdie een besige ouetjie of twee besige ouetjies in die kerk. Sê nee, ons moet 'n plan maak. Hulle is te besig, hulle pla. Waar anders gaan hulle leer as hier in die kerk? Maar hoor wat ek sê, ouers, mamma, pappa, jou verantwoordelikheid om jou kind te leer. Moenie jou kind verhoed om die woord van die Here te hoor nie. Elke ouer het die verantwoordelikheid om hulle kinders na die Here te neem. Daar waar die woord van die Here in ons tyd natuurlik nie, waar die woord van die Here verkondig word. Maar 'n verdere ding wat ons in hierdie gedeelte sien is dat Jesus die disippels kwaadlik geneem het. In Jesus se antwoord daar in vers 16 sê hy laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want dan sulkes behoort die koninkryk van God. Hoor hoe antwoord Jesus hulle in Markus 10 vers 14, die ooreenstemmende deel in Markus lees ons, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem. Hy het hulle verkwalik, sy eie disippels het hy verkwalik omdat hulle hierdie kindertjies gekeer het om na Jesus toe te kom. Want wie was hulle, die disippels, om te besluit wie waardig was vir die evangelie boodskap en wie nie waardig was nie? Ja, mens kan maklik stry en sê, weet jy wat, hierdie disippels het groot geword in 'n samelewing waar die slim mense, die teoloë, hulle was daar in die hoë klas gewees en hierdie gewone mense was maar hier onder en daar was nie sommer 'n vermenging wat plaasgevind het nie. En jy het nie sommer gevind dat 'n gewone ou teologies praat nie. Dink aan ou Petrus, nê. Hy was 'n visserman gewees en hier na die uitstorting van die Heilige Gees, daar preek hy die evangelie kosbaar en mense kom tot bekering. Maar voor dit sou jy nooit daaraan gedink het dat iemand soos Petrus daardie vermoë besit het nie. So in hulle gedagtes was dit hierdie kinders is te jonk. Wel, hulle het niks hier verloor nie en hulle ouers se motief is in elk geval glad nie onder of bo verdenking nie. So ons moet hulle weghou. Die probleem is dat die boodskap vir almal is. En die rede daarvoor hoekom die boodskap vir almal is. In Openbaring 20 lees ons hierdie groot, en ek sê groot werklikheid van 'n lewe sonder die evangelie boodskap. Openbaring 20 vers 12 en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode, onthou nou, ek nou net gesê die dode klein en groot en nou sê hy weer die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Klein en groot gaan geoordeel word. Jesus het dit geweet. En daarom sê hy, laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie verhinder nie.
Lukas 17 lees ons daarby vers 2, dis beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Dit is die nagevolge vir iemand wat vir 'n kind of 'n kleintjie, in hierdie spesifieke gedeelte gaan dit ook oor iemand wat jonk is in die geloof, wat so iemand laat struikel, wat so iemand verhinder om die waarheid te leer. Jy sien, die Here sal die wat verantwoordelik is tot verantwoording roep. Want as ons sê, weet jy wat, my kinders is te jonk, dominee, hulle gaan jou nie verstaan nie. Hulle gaan nie weet wat jy sê nie. Hulle gaan nie besef wat om hulle aangaan nie. Dan nie net ontneem jy jouself van die waarheid nie, maar jy ontneem ook jou kinders van die waarheid en jy lieg vir jouself. Jy is besig om skade te doen aan daardie pragtige kosbare geskenk wat die Here vir jou gegee het. Ja, dis 'n mens kyk in die wêreld vandag met kindermishandeling en allerlei goed wat in huise aan die gang is, dan kan 'n mens nie anders as om te besef dat baie mense nie meer daardie werklikheid verstaan dat hulle kinders 'n gawe, 'n geskenk van God is nie. Hulle besef en hulle verstaan nie dat hulle eendag voor die Here verantwoording gaan doen vir hulle optrede, vir hulle dade nie. Ja, maar dominee, jy verstaan nie. Ek is verkragt. Hierdie kind is die vrug van daardie verkrachting. My liewe mens, net God kan lewe gee. Net God kan lewe gee. Ons gaan verantwoording doen. Ons gaan verantwoording doen, ons gaan voor die Here staan. En mag die Here dit behoed, dat ons nie miskien verkwalik sal wees nie. Daardie oomblik as ons voor die Here staan. Maar ons sien ook 'n ander gedagte na vore kom in hierdie gedeelte en dit is 'n eenvoudige geloof. Vers 17: Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Jy sien, dit is een ding om Jesus te sê ek is gered en ek het Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker. Die Here sê self, baie sal in daardie dag by my kom en sê Here, Here, en dan gaan hy vir hulle sê gaan weg van my want ek het julle nooit geken nie. Sien, dis een ding om te sê ja, ek is gered en al daardie dinge, maar hulle moes dit leef, dit moes 'n leefstyl geword het. En weet julle wat? Dit is miskien moeilik om te glo, maar kinders verstaan baie makliker 'n leefstyl as groot mense. Kinders verstaan hierdie konsepte baie makliker en hulle aanvaar dit baie makliker as groot mense. Baie keer as jy met ouers praat, sê hulle nee, hulle sukkel jong, die kinders is moeilik. Die kinders is nie moeilik. Jy, liewe mamma en pappa, julle stel die grense. En jou kind gaan daai grens wil oortree. Hy's gebou so, hy's gemaak so. Dis dink daaraan as jy 'n ballon vat, as jy dit kon gedoen het en jy sit 'n kind in 'n ballon, hy gaan daai ding druk tot hy mooi in hom pas, of hy gaan besef nie hy kan hom nie druk nie en hy gaan net binne daai raamwerk. En as jy die raamwerk verander, dan gaan jou kind daardie ekstra tree vat. Dis so eenvoudig soos kinders is. En Jesus het dit geweet. En daarom sê hy vir sy disippels, as hierdie mense maar net hierdie boodskap kon neem soos 'n kind, kon glo soos 'n kind, baie maklik. Jy weet, dit is nie kinders wat probleme met 'n kerk ontwikkel nie. Dis nie kinders wat kwaad word vir die dominee en die kerkraad en vir
ander mense. Hulle word kwaad vir die kinders as hulle maatjies is aan jol hulle en dan môre is hulle weer chommies. Dis nie kinders wat probleme ontwikkel met die leerstellings van die kerk nie. Dis groot mense. Kinders glo as hulle reg geleer word. My so opvallend. As jy met mense praat wat lidmate is wat nooit kerk toe kom nie en hulle kinders, dan sê hulle vir jou nee, dominee, jy sien hè, ons dien die Here op ons manier. Of dis mense met wie jy die evangelie deel en sê hulle nee, ons ken die Here, maar ons dien die Here op ons manier. So maklik, my manier. Nie God se manier nie. My manier. Want daar by die huis kan ek krities wees. Weet julle wat leer my kinders? My kinders leer, ek weet nie wat om te glo nie. Dis jammer, want ons mense in huise, want die eendag hardloop hulle agter hierdie prediker en sy teologie aan, en môre is dit weer hierdie prediker en sy teologie, en oor 'n week is dit weer 'n heel ander ou en 'n ander teologie. En die kinders sê, "Wel, ek weet nou nie wat is ons nou nie? Soos wat is ons? Waar pas ons in die prentjie in?" Ons raak krities. Ons word so groot, ons word krities oor die Bybel. Want teoloë kan mag krities wees, professore kan krities wees. Hoekom mag ek nie krities wees nie? Ek het nie 'n idee wat aangaan nie, want ek het nooit geleer, ek het nooit 'n vaste fondasie gehad nie, maar ek het geleer om krities te wees, want ek het soveel dinge of ek is aan soveel dinge blootgestel. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dit eenvoudig om net dit te glo. En vir 'n kind is dit makliker om dit te glo as wat dit is vir 'n groot mens om dit te glo. Waarom moet ons glo? Galasiërs 4:7, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Leef eenvoudig. Leef in Christus. Dan kan jy dit uitleef. Nie net aan die wêreld nie, maar daar in jou eie familie, in jou eie gesin. Jou eie kinders, jou eie man, jou eie vrou. Wat ook al die omstandighede mag wees. Maar dan kan jy leef. Waar staan ons? Ter afsluiting. Ten opsigte van hierdie kwessie vandag. As ek na my eie lewe moet kyk, is ek besig om vir myself 'n oordeel na te laat as gevolg van die feit dat ek my kinders weerhou van 'n geestelike opvoeding. Is ek besig om myself uiteindelik skuldig te maak voor die Here, omdat ek my kinders weerhou daarvan om 'n verhouding met die Here te hê. Maar ek dink die belangrikste van alles is ek besig om myself van die ewige lewe te weerhou omdat ek oorkrities oor die Bybel en die woord van God geraak het. Ons moet soos die kindertjies word, liewe broer en suster. Ons moet ons vooroordeele, ons sienings, ons voorkeure
goed los en na die Here toe gaan, soos die kindertjies. Amen. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, ons het nodig om na U te kom. Ons het nodig om weer soos kindertjies aan elke woord te hang, elke moontlike geleentheid uit aangryp om in U teenwoordigheid te wees. Ja Here, ons het nodig om weer eenvoudig te glo. En daarom bid ons en vra, o Here, werk dit in ons harte. Werk dit in ons lewens. Dat ons begeerte sal wees om in U teenwoordigheid te wees. Here, dat ons nie ons kinders sal weghou nie, dat ons nie ons kinders die pad byster sal laat raak nie. Maar o Here, maak ons volwassenes, groot mense, maak ons die voorbeelde sodat U verheerlik kan word. Ons vra dit Here nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons vashou aan die groot genade. Amen.